Ja, ja ek kan net vir julle so vinnig van myself vertel. Ek was 4 jaar terug in 'n rehabilitasiesentrum. Ek het op my ma afgekom, my ma het selfmoord gepleeg. En ek het op haar voete in die bad afgekom. En my ma, daai trauma het my gedryf tot verskriklike goed. Ek het begin drink, ek het dagga gerook, ek het geboer, ek was 'n Willeman. Ek was op 'n lelik, die duiwel het my op 'n snaakse plek gehad. En ek was die dag in die rehabilitasiesentrum in Oom Kobus, wat julle nou ken. Ja. Het my daar kom kry en hy sê vir my seun, vertel my so 'n bietjie van jouself. Ek sê kom nee oom, ek is so en so, ek boer buite, ek drink te veel brandewyn. Ek was eintlik in 'n groot ongeluk. Ek en my vrou met 'n kar, ek was dronk, ek het met 'n kar 180 km/h in 'n paal vasgery. Wow. En my vrou sê ek het dit as prins gedoen. Maar ek het vir gesê nee, daar's 'n manier, sê ek. En Oom Kobus kom by my daar in die rehabilitasiesentrum aan en hy sê vir my, vertel my 'n bietjie van jouself, sê. Is dit so hele raadslui? Nee. Dan kom jy 'n bietjie weer en ek weet vir die Nee, dis belangrik vir Ja. En ek staan die oggend in die rehabilitasiesentrum en hy sê vir my, hoekom is ek hier? Ek sê vir hom nee, my ma, ek het op dit afgekom, ek het begin baie drink, ek het begin dagga rook, ek het snaakse goed gedoen, ek het nooit doen. Ek het eintlik verslaaf geraak aan goeders. En ek sê vir my, weet jy, die kind van Kobus, die Here praat met hom op 'n ander manier en hy sê vir hom, het jy om vergifnis in jou hart? Ek sê vir hom, ja oom. Hy sê vir my, jy weet die Here kan nie vir jou iets doen as jy om vergifnis het. Hy sê, jy kan maar Bybel lees, jy kan maar doen wat die Here sê, ek kan jou nie vergewe as jy nie vergewe het. En ek het daai oggend geslaan het my, ek het nog baie mense wat ek moet vergewe. Maar ek het nooit daaraan so, ek het die Bybel nie regtig gelees nie, ek was in my eie wêreld. En ek vergewe dink 4 mense wat my regtig skade aangedoen het waarvoor ek nog kwaad was. En hy sê vir my, en nou gaan die Here jou skoon maak. En hy bid vir my daai oggend. Kom en hy sê vir my, en jy het 'n demoon in jou. Ek sê vir my, nee, waar gaan praat jy? Ek ken die goed, ek kom van die NG Kerk. Hulle gaan nie so Hy intree. sê vir my, en ek vergewe almal met my hart, nie met my kop nie, en hy sê vir my, gaan gou vir jou help. Die Here gaan jou gou help. Hy sit sy hand so op my en hy bid vir my. Die volgende oomblik, toe voel ek die krag van Jesus eers in my lewe. Toe voel dit of iets my stofsuig so uit my siel uitruk. Toe staan ek en ek maak my oë oop, maar ek voel ek het so gewieg soos 'n stofsuiger op my siel pluk. Toe voel ek toe ek skoon. Toe sien die gees van selfmoord wat in my was, sonder dat ek dit geweet het. En van daar af het Jesus my heeltemal my hele lewe omgedop, verander. Want eintlik wat gebeur is 'n gees het 'n demoon het 'n entiteit nodig om te bly. Ja. Die dag toe ek in my ma se kamer instap in haar meentuis, Ja. hy het daar doodgemaak. Ja. Toe gaan daai ding in my, Ja. sonder dat ek dit geweet het. Ja. Dis ook 'n body. En ek het begin dom goed doen. En ek dit buiten goed het ek nie eens geweet het nie en die Here het my kom vrymaak en ja, ek het nog nooit weer gedrink nie, ek het 2 pakkies sigarette 'n dag gerook. Alles wat ek gelike het daar het. Daai tyd. Al die ou kinders is net daar dood. Net daar. You the sun sets free, is free indeed. Wow. Nee, dit is maar net so vinnig. Ek wil praat oor onvergifnis. Dis 'n groot ding. Dis 'n baie. As dit in 'n familie is, ja, dit is 'n baie groot siekte daai. En ek het dit nie geweet totdat ek die krag van dit ervaar het met die Here my gebel. Wow. So. Dis hierdie boer se storie. Ekskuus, ek het nou hier. Maar nou kom ons sluit ons, ek wil net afsluit by hierdie volgende. As hy dit vir jou kan doen, Ja, kan hy dit vir daai seun doen. ja. Hoekom is jy anders? Is ek anders? Is enigeen van ons anders? Kan hy dit vir hulle doen? So ek dink jou getuienis is so kragtig. Ek weet nie of jy hom al met hulle gedeel het nie. Nee, ek het actually daai dag nie daarvoor tyd gehad nie. Dit was maar
Wel, miskien moet julle Ja, wag tot ja. Kobus terug is. Ek dink jou getuienis is so kragtig. Nee. En die vyand haat jou getuienis. Ek weet Ja. nie, ek sê dit vir jou vanoggend. Die vyand, hy haat jou getuienis. Ja. Daai is 'n groot ding wat hy teen mense gebruik. En baie min. Daar's 'n verskil tussen vergewe met jou kop Ja, ja. en met jou hart. Hart, ja. Ja, dit is nou ek het daai ouene vergewe, maar as jy weet die eerste keer toe ek na uit my rehabilitasie uitstap, toe kom ek by die kerk aan. Ja. En die een ou wat ek moes vergewe. Ja. En ek en hy stap na dieselfde deur toe by Ja. die kerk. Ja. En my hart is so stil. Ek het nie my hart het jy weet gewoonlik al bes op jou tande by dat ek eens daai ou as ek hom kry, jy weet Ja. of en daar stap hy so voor my in en ek is kalm so saag en daar toe weet ek is Here is werklik vergewe en hy skop. That's amazing. Dit jy nog vertel is jou vrou. Wat nou? Wag ja, ons het nou baie gepraat, maar ja, daarna die Here het my hele familie genees. My vrou het ook sy pa het ook selfmoord gepleeg toe sy 14 jaar oud was. So die Here het hierdie hele prentjie van my lewe vooruit gesien en vir my hierdie vrou Ja. gegee. Ja. En ons is in hierdie gemors gewees. Want ons het nie geweet wat om ons aangaan nie. En my vrou het ook toe ek net uit die rehabilitasiesentrum uitkom, toe sit soos of ek hierdie hooflyn oproep na die hemel of met die Here kan ek hoor, ek voel lig, ek het ek ervaar die Here. Die Heilige Gees praat met my. En ek begin goed verstaan en ek begin goed sien. Nie sien, Ja, ek maar verstaan. ja, in my gees. En ek staan so hierdie Saterdagmiddag by my kinders en ek is nou net na hierdie 21 dae hierdie sentrum uit en ek is 'n nuwe mens. Ek sê vir jou, ek voel of ek so 'n wolkie dryf. En ek staan my kinders op die trampolien en die Heilige Gees het begin in die huis en ons fout met jou vrou. Ons fout met jou vrou. En ek stap in die huis in en ek kry my vrou op die badkamervloer waar sy so in 'n hoekie sit en huil. Nou sê die Here vir my, dit's donker, die Here, die lig in die donker sukkel nou. Die lig in die donker. My vrou is nog op 'n donker plek. Ek is skoon. Die Here het my genees. Maar sy het nog onvergifnis. Sy het al hierdie goed en ek is hierdie Heilige Gees, die lig in die donker meng nie. Wat jy sê, hulle meng nie. En ek weet nie wat om doen nie. Ek sit met my hand so op haar kop en ek sê in die naam van Jesus los haar uit. En sy begin en sy het trane so af en sy kyk so op vir my en ek bel vir hom Kobus, nou kan nie kyk, ek is nou nie hier, dis my eerste week as 'n wedergebore Christen. Ek sê, oom, ek dink daai selfde moeilikheid het my vrou. En okay, hy sê bring haar Dinsdag, op partykeer moet daar deliverance plaasvind. Jy weet in hierdie tipe van situasies. En hy sê vir jou, Here gaan ons sal Dinsdag en die Here haar genees. En daai dag sy sê vir my, maar sy sit soos 'n swaard hier na keel gedruk. En hy sê na hier. Dit is Arabiers wat ons gaan Google het vir dood. Ja. En toe dit en 'n baie lang storie, ons is Dinsdag na Kobus toe. Hy die Here het haar bevry van haar onvergifnis. Splinter nuwe mens, ons hele familie is herstel. Alles. Van hierdie mense wat ons wou skei, my vrou wou my los na daai ongeluk tot splinter nuwe mense. My vrou is wedergebore van net af die Here haar aangeraak en sy het al 2 praise and worship liedjies geskryf. Sy's warm vir die Here. Sy doen snaaks goed. Maar ja, vir die Here. So nee, ek wil net sê, you the sun sets free indeed. Halleluja. Amen. Amen. So ja, dis my storie. Sorry, ek het hier kom. Nee, dit was op die beste tyd. Beste tyd. Kom ons sluit af. Aba Vader, dankie vir vanoggend. Dankie Heilige Gees dat U alles kom beplan vanoggend. Dankie dat U die getuienis kom beplan wat net ons harte weer kom bemoedig het van vooraf. En die krag van die opstanding en net werklik die krag van die Heilige Gees Jesus in ons. Ons wil U loof en prys. Dankie vir Pieter. Dankie. Ek bid sommer vanoggend dat U hierdie getuienis van hom sal uitstuur
na die noorde, ooste, suide en weste, oor alle dele van die aarde. Selfs op hierdie YouTube as ons dit wil gebruik net as 'n platform om dit uit te stuur, ook hierdie getuies en wat vanoggend gebeur het. Dit is so kragtig, dit kan baie mense vrymaak. En ons prys U vir elke boeta, vir elkeen se getuienis. En ons wil dit net afseël met die bloed van Jesus en die genade van Jesus oor ons. En ons eer U en ons gee U al die lof en al die prys en die eer vir wat kom. Amen. Amen. Amen.